Efesiërs 5 van vers 6 af. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Dit is nie deel van hulle lewe wees nie, of van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is, ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, want die dinge wat deur hulle in geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word openbaar. Immers alles wat sigbaar word is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap, staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Met die oog op ons boodskap, kyk ons in die besonder na vers 8, want vroeër was julle deel van die duisternis, maar nou, met ander woorde in teendeel met wat vroeër gebeur het, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Dan word gepraat oor die vrug van die lig en dan beproef wat vir die Here aanneemlik is. In die ou vertaling gebruik die woord welbehaaglik, is die woord wat ek onthou as 'n kind. Aanneemlik, welbehaaglik, met ander woorde, wat vir God goed en reg is. Ons het vanoggend uit Johannes 3 uit gesien dat Christus, die lig van die lewe, het na die wêreld gekom en dat die sondaar se natuurlike reaksie is om vir die lig weg te kruip. Want wat doen die lig? Dit ontbloot. Die lig maak alles duidelik, wat binne in jou is, wat in jou gedagtes is, en wat jy doen selfs in die donkerste plek waar niemand kan sien nie. As ons die lig daarin skyn, dan word alles openbaar. Dan het ons gesien in Johannes 3 dat God se genade verander ons. Hy bring ons na die lig. Die voorbeeld wat ons gebruik het was van 'n deurmekaar en vuil kamer wat toegestoot is en weggesteek gehou word van alle mense. En as jy die lig aansit in daardie kamer, dan is dit nie die lig wat die kamer vuil maak nie, maar die lig wat duidelik maak wat reeds in die kamer aangegaan het. En die lig wat jou ook dan in staat stel om te kan sien hoe om hierdie plek skoon te maak en hoe om hierdie plek op te ruim. En dis hoekom ons as gelowiges onsself gewillig onder die lig van die Here stel, sodat ons in hom skoon gemaak en opgeruim kan raak en hom daarin verheerlik. Efesiërs 5 neem ons vanaand 'n tree verder en Paulus vra eintlik gelei deur die Heilige Gees, hoe leef iemand wat deur Christus uit die duisternis gehaal is, nou in 'n wêreld waar dit nog steeds so baie donker rondom ons is? Hoe leef ons as mense van die lig in 'n wêreld waar daar so baie duisternis is? En sy antwoord in hierdie gedeelte is baie duidelik, nie kruip weg vir die wêreld nie, want dis baie keer wat mense wil doen, om te sê, ons is nie deel van die wêreld nie, daarom isoleer ons onsself. Ons sal nou 'n bietjie meer van isolasie gesels. Dis nie die antwoord wat die Here deur Paulus gee nie, maar dis ook nie pas aan by die wêreld nie. Dis ook nie leef asof jy deel is van die wêreld nie. Ons dink aan Paulus se ander woorde wat sê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Vers 8 sê, vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Daarom leef as kinders van die lig. Binne in die plek en binne in die omstandighede waar die Here jou nou sit. En let op hoe sterk Paulus dit stel. Hy sê nie bloot, julle was duisternis en nou is julle lig nie, of julle was in die duisternis en nou is julle lig nie. Hy sê letterlik, julle was duisternis en nou is julle lig. En omdat daai lig wat Jesus in julle bring daar is, nou kan julle die lig gaan uitleef. Maar let op die belangrike woorde. Hy sê, in die Here is julle nou lig. So die baie groot klassifikasie of baie groot belangrike ding wat in ons lewe moet wees om mense van die lig te wees, is om in die Here te leef. Paulus ook getuig van homself, is nie meer ek wat leef nie, maar die Here wat deur my leef. En Jesus van ons sê, as julle in my bly en ek in julle, lewe in die Here. Want ons het nie onsself verlig nie. Die Here Jesus het ons verlig, hy het sy lig in ons laat skyn. So wat Paulus eintlik vir ons roep in hierdie gedeelte om te doen, is so dood eenvoudig soos om te sê,
wees die nuwe mens wat jy in Jesus Christus geword het. Maar daardie nuwe mens baie keer sit dele van homself, vertroebel, kan ons dit sê. Kinders, as julle nie weet wat vertroebel beteken, is amper soos besoedel. Die vermenging van goed en sleg, van dinge wat nie in ons lewe hoort nie, maar die dinge wat in ons lewe hoort. Ons vertroebel ons lewe deur sekere fasette, of sekere dele van ons lewe nog in die duisternis te probeer stoor, asof die lig dit nie gaan ontbloot nie. En dis ons eerste punt vanaand, is om te sê, die lig onderskei. Paulus begin in vers 6, laat niemand julle met hol woorde mislei nie, met ander woorde met leë woorde mislei nie. En is interessant, die duisternis kom nie altyd na ons toe en sê, kom, rebelleer teen God nie, is nie so upfront en reguit nie. Dikwels kom dit met 'n argument, maar die meeste van die tyd kom dit op 'n baie slinkse en gerusstellende en gemaklike manier, wat jou saamtrek op 'n manier dat jy selfs dink jy is besig om die regte ding te doen. 'n Paar kommentare wat ek gelees het, wys daarop dat iets wat die mense in gemeen het deur die eeue heen, is om sonde te probeer herbenoem, totdat dit aanvaarbaar klink en reg sit op die oor. Ons het altyd 'n manier om wat verkeerd is te probeer vermom en verbloem, sodat ons dit kan doen en dink dis oukei. Dit is aanvaarbaar. So, kom ons vat 'n paar voorbeelde en ek praat nou van een kommentaar waar die ou deur die eeue heen na verskillende sosiale neigings en neigings onder die mense se karakter, die mense se gewoontes, hulle praktyke en als die verband gaan trek het, wat nog altyd bestaan tussen mense van Jesus se tyd tot mense van ons tyd vandag, net natuurlik in verskillende forme. Ons kry mense vol hepsig, maar ons vermom dit as ambisie. Hulle is ambisieus, maar hulle is eintlik hebsigtig. Ons kry mense vol losbandigheid, maar ons vermy dit as vryheid. Ons is bevry. Eintlik is ons losbandig. 'n Skeefgetrekte selfvertroue begin ons hoogmoed begin ons selfvertroue noem, terwyl dit in skeefgetrekte vorm is. Dit wat God verkeerd noem, word verduidelik en verduidelik en verduidelik, totdat ons begin wonder of dit regtig so ernstig is. Besef julle dit gebeur? Om jou? Hier is die scary deel in jou? Nou? So by so dat my waarheid 'n groter plek het as die Here se waarheid. Wat my die meeste skok nog altyd in my bediening is, dat ek baie keer nie met God se waarheid reg kry om mense se waarheid te weerlê nie. Wat is die fout daar in daai argument? Is daai mens se hart, nee. Dis holwoorde waarvan Paulus praat in hierdie gedeelte. Nie daai regheid upfront goed wat jy duidelik kan uitken en ontmasker en sê dis vals nie. Holwoorde, woorde wat indrukwekkend klink, woorde wat sag klink, woorde wat vlei, woorde wat troos, woorde wat streel, maar woorde waarin God se waarheid ontbreek. En dan sê Paulus in vers 10, dat die kinders van die lig voortdurend moet beproef wat vir die Here aanneemlik is, of dan daai woord in die ou vertaling wat ons klomp ou kerkkinders kan verstaan, wat vir God welbehaaglik is. Jy moet beproef, jy moet toets. Dis 'n totaal ander lewensvraag. Die wêreld vra, wat is aanvaarbaar? Wat doen almal? Wat werk vir my? Hoe ver kan ek gaan? Maar 'n kind van die lig vra, wat is vir die Here aanneemlik? Ons het dis onderskeidingsvermoë nodig in hierdie ding, is dit nie? Nie elke idee wat modern of goed klink, is wys nie. Nie alles wat normaal geword het, is noodwendig reg nie. Die lig leer ons dus om anders te kyk. Om in die lig van die Here te leef, leer ons dus om nie net 'n kamer se deur oop te stoot en te aanvaar, alles is reg binne in daai kamer nie, maar om die lig aan te skakel en te sien, waar is daar veranderinge nodig? En dan binne in daardie veranderende gesindheid en karakter te sê, maar hoe dra ek die vrug van die lig? Beloof ek het nie probeer om daai te laat rym nie. Maar is ook 'n liriek vir jou, Johan. Jy's welkom.
Die lig dra vrug. Dis die waarheid. Paulus beskryf nie die Christelike lewe net negatief, met goed wat jy nie moet en mag doen nie. Maar hy sê in vers 9, die vrug, as jy daar kyk in vers 9, die vrug van die lig bestaan in alle goedheid en geregtigheid en in waarheid. Dis in kontras met die duisternis. Vers 9 is die vrug van die lig en dan vers 11 sien ons die onvrugbare werke van die duisternis. Die twee is heeltemal in teendeel met mekaar. En is interessant, die duisternis is nog altyd dieselfde. Soos ek oor die duisternis dink en ek het sien Paulus het hier beskryf, is presies nog altyd dit oor dit is. Die duisternis het 'n baie groot mond. Kom julle vandag agter in die samelewing waar iemand, kan ons dit sê soos dit is? Dit klink nogal beter as die Kaapenaars het sê, hy, die ou het 'n groot bek aan hom. Nee, iemand het 'n baie groot mond. Die duisternis het 'n baie groot mond. Dit beloof geluk, dit beloof bevrediging, dit beloof vryheid, dit beloof sukses. Maar uiteindelik vra Paulus, wat bring dit voort? En dan gee hy die antwoord, niks behalwe verderf en dood en seer in mense se lewens nie. Jy kan daai toepassing in jou eie lewe gaan maak. As jy gaan dink in jou verlede en in jou lewe aan die foute en die sondes wat jy gedoen het, hoeveel ellende dit veroorsaak en wie, of in jou lewe in daardie oomblik en selfs partykeer by nabaat in wie jy nou is. Die foute wat ons gemaak het. Wat bring die duisternis voor? Dit bring verdriet. Dan vra hy, wat bring die lig voor? Sy goedheid, geregtigheid en waarheid. Dis die drie dinge wat Paulus uitlig. So gaan interessant, ons het van Jesus geleer dat lig is waarheid. Sy goedheid, geregtigheid en waarheid, al drie hierdie dinge wat binne die lyne van God se waarheid gemeet word. En wat jy nie raak sien nie, maar wat daar is dat hierdie vrug word gepraat van in die oorspronklike taal as 'n enkelvoudige ding. Aan die ander wyse, die goedheid, geregtigheid en waarheid hoort saam. Wat sê ons daarmee? Goedheid, geregtigheid en waarheid is geïntegreerde deel van 'n disipel se lewe. Dis iets waar binne ons onsself moet oorgee. Daarom is die vraag nie net van watter verkeerde dinge moet ek wegbly nie. Die beter vraag is, wat moet rondom my groei, sodat daar gesien kan word dat ek aan Christus behoort. Dit help nie ons hanteer ons geloof op 'n legalistiese manier. Om te sê, wat is die lys van goed wat ek moet kan tik, sodat my saak met die Here reg is nie. Want dis andersom. Sê, wie moet ek wees, omdat my saak met die Here reeds reg is? Dis die evangelie. En wanneer jy so daarom kyk, raak dit ligter om in die lig te lewe. En die volgende ding wat Paulus ons leer in hierdie gedeelte is dat lig ontbloot. Ons het nou in hierdie hele slaapkamer of ingooikamer voorbeeld wat ons gebruik het, presies daarvan gepraat. Vir die mense wat nie vanoggend hier was nie, ek het die vergelyking getrek en ek dink, miskien is dit nie in jou huis so nie en dis wonderlik, ek wil asseblief by jou kom koffie drink en jy moet vir my 'n paar lewenswaarhede leer. Maar ek dink in elke huis is daar 'n vertrek in of buite die huis of rondom die huis. Miskien is dit 'n container buite of miskien is dit die arme hond se hok waar alles net ingegooi word, nê. Nee. En die huis is netjies want alles wat hom onnet gemaak het is iewers ingegooi, nê. Nee. My vrou is nie vanaand hier nie, so ek kan dit nou verder verduidelik. Daar's ook in ons huis sulke laaie en kaste. Haar metode van opruim is, maak kasdeure oop en neek als wat die mekaar gemaak het binne in die kas en maak die deure toe, dan is dit netjies, nee. So, maar ons het almal so vertrek dalk in ons huis, of so ruimte of spasie in ons huis. Maar as jy die lig daarin aansit, dan is dit nie die lig wat die probleem was nie, maar die vertrek wat die mekaar in vuil geraak het. En dis die voorbeeld wat ons gebruik het, en daarom sê ons die lig ontbloot. Die lig wys wat reeds daar is. Paulus gaan nog verder, hy sê, moenie 'n deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie, dan sê hy, stel dit eerder aan die kaak. Met ander woorde, wees altyd bereid om die lig te skyn op elke faset van jou lewe. Wees altyd bereid om die lig te skyn selfs in die duisternis van ander mense se lewens. En hier lê iets baie belangrik oor ons verhouding met die wêreld, want ons kan ongelukkig nie van die wêreld wegkruip nie. Daar's mense wat maak asof ons so kan leef. Kom ons verchristelik alles, dan is ons in 'n veilige omgewing.
Dis nie hoe dit werk nie. Ons gaan dit nooit reg kry nie. Ons moet onsself, of deur die Heilige Gees en deur die woord, equipped, ekskuus vir die Engels, maar om te kan leef in die situasie waarin ons nou is, as lig en nie deur die duisternis verswelg word nie. Daar is nog 'n groot, verskriklike woord. Verstaan julle almal dit? Kinders, ons mag nie deur die duisternis ingesluk word nie. Die duisternis, JJ, ek sien jy kyk vir my. Duisternis is 'n groot monster en dit kan jou insluk. Jy moet in die lig lewe want dit is 'n vriendelike monster, nê, wat jou kan vrymaak. So, ons lewe in hierdie wêreld. Maar ons het twee maklike opsies. Die eerste opsie is isolasie. Bly so ver moontlik weg van alles en enige iemand wat bietjie anders as jy lyk, anders as jy dink of anders as jy praat. Voel vir my half isolasie is die plek waarin ek groot geword het. As iemand bietjie anders as jy lyk, bietjie anders as jy dink, bietjie anders as jy praat, kyk daai ou met die tattoos en die leerblaadjie, bly weg van hom af. Isoleer jouself van die wêreld. Dis die eerste moontlikheid. Die tweede moontlikheid is assimilasie. En jy hoef nie hierdie woorde te onthou nie. Pas aan. Moenie anders wees nie. Go with the flow. Ons gaan in 'n omgewing en 'n struktuur in en ons assimileer. Met ander woorde, ons raak net soos daai mense en omgewing. En nou kan julle seker dink, waarvan is jy besig om te praat? Maar dis die twee mees algemene goed wat mense doen. Gaan kyk na tiener en kindergedrag. Dis presies wat gebeur in ons menslike verstand en siege wanneer ons gekonfronteer word met situasies wat buite ons gemaksone is. Of ons onttrek en isoleer onsself terwyl ons 'n roeping daar binne het, of ons raak net soos daai plek terwyl ons 'n roeping het om anders as daai plek te wees. So wat doen lig? Wie het al gehoor van die woord illuminasie? Die lig illumineer. Die lig vat die duisternis weg. 'n Christen se roeping is nie om homself te isoleer nie. 'n Christen se roeping is nie om te assimileer nie, maar 'n Christen se roeping is om die lig te vat en te illumineer. En wat beteken dit? Ek vat die lig van Jesus soos 'n flitslig in die donker met 'n groot klomp mense van my wat in die duister rondom my wat in die duister tas en ek skyn die lig van die evangelie en daarmee illumineer ek die duister en ek wys vir mense hier's die pad wat ons moet loop. Nou wie's daai flitslig in die moderne disipel se lewe? Wie dink julle is daai flitslig? Jy self. Dis hoekom Jesus vir ons sê in Matteus 5, wees 'n lig vir die wêreld. Hy sê nie daar soek 'n bron van lig vir die wêreld nie. Hy sê wees jy 'n lig vir die wêreld. Met ander woorde, laat die waarheid, en dis wat ons vanoggend geleer het, die waarheid van die Here is die lig van die Here in ons lewe. Laat die waarheid so in jou lewe besig wees, so in jou lewe realiseer, dat jy in daardie waarheid die duisternis illumineer. Dis ons roeping. Verstaan julle? Is julle by? Dis laat op 'n Sondag aand. Ek beloof jy nie een van julle het so besige naweek soos ek gehad. Wie van julle het al mense getrou die naweek? Wie van julle het al jeugbediening gedoen die naweek? Wie van julle was al by baba partytjies die naweek? Ons het baie goed al gedoen die naweek, nê? Nee. Maar as julle by my is, dan is ek bly, want ons sluit af met die Here se roeping wat vir ons sê, met hierdie lig wat in jou leef en waarmee jy illumineer, moet jy skyn. En dit klink van selfsprekend, maar is iets wat ons nie altyd doen nie. Lig maak dinge sigbaar, geliefdes. Dit beteken nie dat ons selfvoldaan rondloop en dink ons is so great, want ons leef in die lig van die Here nie. Paulus sê, daar's geen plek vir hoogmoed in hierdie soort lewe nie. Herinner gou hierdie gelowiges daaraan dat hulle vroeër in die duisternis was. Ons skyn nie omdat ons van nature beter is nie. Ons skyn omdat ons weet waar ons vandaan kom. Omdat ons Here Jesus ons gewys het waar ons vandaan kom en omdat hy in sy lig ons na 'n beter plek gevat het. Waarom sluit hierdie gedeelte af? Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Dis ons hoop in hierdie donker wêreld. Nie bloot dat mense beter besluite sal neem nie, maar dat Christus oor hulle sal skyn. En nou sê Christus vir ons, die manier wat ek graag wil skyn in hierdie wêreld,
is deur jou te los met hierdie roeping. Gaan na al die nasies toe. Maak van die mense my disippels. En dan sê Jesus eintlik, en ek gaan nou sê hoekom ek dit sê, bring vir hulle die lig wat ek vir julle gebring het. Dit sê hy in sy woorde, leer hulle wat ek julle geleer het. Bring vir hulle die lig wat ek vir julle gebring het. Ek is die lig en waarheid. En daar waar jy my uitdra en my uitleef, daar sal die duisternis voor jou verdwyn. Gaan en gaan skyn. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die voorreg, want ons erken tog dat ons is almal mense wat weet van al die duisterkolle in ons lewe en in ons aksies en dade. Ons weet dat ons soveel keer val in wat verkeerd is. Ons weet ook waar ons vandaan kom. Daarom kan ons in totale nederigheid en absolute afhanklikheid van U ook sê, ons loof en ons prys U en ons bid, Here, help ons om vorentoe te gaan en deur die lig van Christus die duister van die wêreld te elimineer. Dat ons sal uitgaan en dat ons die boodskap van die waarheid, van vernuwing, van nuwe kanse, van al die goedheid wat U in ons lewe uitstort, dat ons daardie boodskap sal vat en daarmee sal gaan leef om U te verheerlik en U naam groot te maak. Help ons om mense te wees wat skyn, want Vader, is nie vir ons moeilik om te sien hoeveel duisternis daar rondom ons is nie. Dit is vir ons wel moeilik om die tree te neem, om lig te wees, want ons is swak in ons menslikheid, ons erken dit. En ons bid daarom dat U ons krag sal wees, dat U deur die Gees en die woord ons motivering sal wees, en dat ons sal weet, dit begin met klein treetjies, so klein soos om die dinge te doen, wat U woord vir ons vandag sê, ons môre moet doen, en so elke nuwe dag ons lewe meer te vul, met waarmee U ons lewe volgemaak het. Ons bid so van die Here, in Jesus se naam. Amen.